Hierdie afgelope naweek het ons aanbiddingsleier ons in 'n baie eenvoudige en 'n bekende oefening gelei. Hy het hardop gesê, God is good. En toe antwoord ons, all the time. En toe sê hy weer, all the time, en ons antwoord, God is good. Dis so 'n eenvoudige oefening, maar het my diep geraak en so bewus gemaak van God se goedheid. In Psalm 34, dan kom die psalmdigter daar in vers 9 met 'n uitnodiging na ons toe. En hy sê, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Die goedheid van die Here is nie net feitelik nie, maar jy en ek word genooi om dit te sien en te ervaar en self ook te beleef. Ek skryf toe 'n asemgebed wat my help om God se goedheid in alle omstandighede te beleef. Wanneer ek inasem, hierdie belydenis, God is goed. En as ek uitasem, hierdie woorde, altyd, oral en in alles. Nou kom ons wees eerlik. Dis soms makliker om hierdie te bely. Wanneer jy en ek in 'n vergadering sit en die feite om die tafel lyk goed, dit gaan goed, dan bely ons, maklik. God is goed, altyd, oral en in alles. Wanneer jy tyd met jou gesin, met jou huweliksmaat spandeer, dan bely jy, God is goed, altyd, oral en in alles. As jy 'n boer is en jy beleef die lentereëns en hoe die water die grond deurdrenk, God is goed, altyd, oral en in alles. Maar daar's tye wat hierdie belydenis meer uitdagend is, wanneer jy langs 'n siekbed of 'n sterfbed van iemand staan, om steeds te bely, God is goed, altyd, oral en in alles. As jy nie verkeerd vassit, wanneer dinge nie so goed gaan nie, wanneer jy 'n moeilike gesprek met iemand moet hê, God is goed, altyd, oral en in alles. En ek wil jou nooi om saam met my hierdie asemgebed, hierdie week te bid. Wanneer jy inasem, God is goed. En wanneer jy uitasem, altyd, oral en in alles. Mag ons ook in hierdie week, ongeag die omstandighede, God se goedheid sien en ervaar. Die Here seën jou.